toets aan die woord. Sola scriptura, ons bly in die woord van God. Ons gaan nie links af en ons gaan nie regs af. Die lekker ding is hier, met die woord van God besig is, soos wat ons nou Spreuke deurgaan, soos julle al gesien het. Ons hanteer het vers vir vers. Maar dit wat daar staan is God se woord. So as iemand kwaad is, as iemand voel dat tone word plat getrap, soos ek al gesê het, kry jou safety boots. Want die waarheid sal gepraat word. En jy kan nie met my stry of kwaad wees, ek is net die boodskapper. Gaan praat met die Here daaroor as dit voel jou tone word plat getrap. Maar ons gaan die suiwer woord verkondig. En ons gaan nie verskoning maak vir die woord van God. Kom ons kyk saam na Spreuke 17, vers 6. Kinders is 'n kroon vir grysaards, en vir die kinders is hulle vader 'n eer. Aanmatigende taal pas nie by 'n dwaas nie. Hoeveel minder leentaal by 'n edele? Kosbare edelgesteentes is die omkoopgeskenk in die oë van sy besitter. Oral waar hy heen gaan sal hy slaag. Wie 'n oortreding bedek, soek liefde, maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar. 'n Risping gaan by 'n verstandige dieper in as om 'n dwaas 100 maal te slaan. Nou as ons nou kyk na vers 6, beteken dat kleinkinders die grootste bron van trots en eer vir hulle bejaarde grootouers is, vir die oumas en die oupas. Hoeveel oumas en oupas is hierso? Nou, julle kan seker daarmee saamstem, nee. Daai klein goedjies is mos jou hart se punt. Hulle sê mos, baie kinders dan hoor jy dan sê hulle, joh, my ma en pa was so streng met ons, maar kyk hoe maak hulle met die klein kinders. Hulle bederf hulle. Dis nie die waarheid nie. Ja, want die klein kinders is 'n eer en 'n seën van die Here af. So, dit is soos 'n kroon, terwyl kinders geëerd moet voel deur hulle wyse en godsvreesende vaders. Dis wat eer ons as kinders, nog ons ouers, vir die wat nog hulle ouers het, respekteer jy jou ouers, behandel jy jou ouers met respek, aanvaar jy hulle gesag, of behandel jy hulle met minagting. En is ongelukkig die hartseer ding in vandag se samelewing, soveel kinders vandag het geen respek vir hulle ouers. Maar dan moet ons weer vra, waar lê die probleem? Dit sit nie by ons as ouers wat ons kinders reg geleer het. Maar anyway, dit is 'n boodskap vir 'n ander dag. Maar ja, ons wat ouers het, jy respekteer jou ouers en jy waardeer hulle. Ek sê altyd vir die Here dankie vir die ouers wat ek gehad het. Die Here het hulle kom haal, my ma en pa, die Here kom haal. Maar ons weet waar hulle is by die Here. Maar ek dank nog steeds vir die Here vir hulle. Want deur hulle opvoeding en liefde en tugtiging is ek waar ek kan wees vandag. Want ek het ouers gehad wat die Here gedien het, wat ek nog kon opkyk, en wie se voetspore ek kon volg. En ek en my pa was vir 'n ruk saam in die bediening gewees. Wat 'n wonderlike voorreg om ouers te kan hê wat die Here doen. En dit is soos wat die skrif sê, dit is 'n seën. En vir die kinders is hulle vader 'n eer. En ek kan die Here dank dat my vader vir my 'n eer was. Ek kon opkyk na hom. En ek kon vir die Here dankie sê vir 'n pa wat die Here gedien het. En dit beteken nie, as jy 'n pa het wat die Here dien, en godsvrees, en jy's 'n kind wat jou ouers respekteer, dan gaan nie striwelinge gaan wees nie. Nee, ons almal weet dit is nie so nie. Striwelinge gaan daar altyd wees. Verskille gaan daar wees. Ek het my pa kom ook lekker vasgesit het. Dan stamp my vrou en sy sê, ja, vandag mis my hulle. Maar ek weet waar hy is, hy is by die Here. Maar ek sê Here dankie vir 'n pa wat my Jesus gegee het. Gee jy Jesus vir jou kinders? Julle wat klein kinders het, gee jy Jesus vir hulle? Hulle is 'n eer. En soos ons nou hier gelees het, kinders is 'n kroon. Maar is hulle daai skat werd vir jou? Gee jy Jesus vir hulle? Want jy kan vir jou kind alles gee, maar as jy nie Jesus vir hom gegee het, het jy vir hom niks gegee. Niks. Die beste wat jy vir jou kind of kleinkind kan gee is Jesus Christus. Die vers beklemtoon dat 'n lewe wat goed geleef word, lei tot 'n sterk en positiewe familie-erfenis wat deur kinders en kleinkinders voortduur.
Dit is 'n huisgesin wat op die Here bou, wat geseënd sal wees. Wie se kinders geseënd sal wees, hulle kleinkinders, hulle agterkleinkinders sal geseënd wees. Maar dan moet Jesus in die prentjie wees. As Jesus Christus nie deel is van jou lewe nie, as hy nie alles is vir jou nie, jy gaan nie jou kinders bluf nie. Jy kan elke Sondag kerk toe kom en in die kerkbanke kom waar ons sit, maar as jy nie 'n verhouding het met Jesus Christus nie, onthou jy gaan nie jou kind of jou kleinkinders bluf nie. Sorg dat jy 'n verhouding het met Jesus Christus. Sorg dat hy nommer 1 en prioriteit in jou lewe is. Want dan kan jou kinders, wat jy sê is jou skat, is jou alles, is jou hartse punt, dan kan hulle Jesus by jou sien. En dan kan jy Jesus vir hulle gee. Spreuke 17:7. Aanmatigende taal pas nie by 'n dwaas nie. Hoeveel minder leentaal by 'n edele. Dit beteken dat geleerde of verfynde spraak fundamenteel teenstrydig is met 'n dwaas. Iemand wat hom slim hou, hulle is dwaas, hulle soek nie die Here nie, hulle wil nie leer nie, of hulle hou hulle self baie slim. Ken jy sulke mense? Hulle weet altyd alles, maar eintlik weet hulle niks. Geleerde taal pas nie by 'n dwaas nie. Net so min soos wat 'n rillende vark se neus pas, dit pas nie. As jy dwaas gaan wees en jy het nie hou jouself geleer, want dit pas nie. 'n goddelose karakter is iemand wat die Here verwerp. Dan is jy 'n dwaas. As jy die Here verwerp, maak nie saak wat se praatjies jy praat, as jy die Here verwerp het, is jy 'n dwaas. En die Here sê die wysheid van die wêreld sal dwaasheid word. Want die wêreld dink hulle is so slim. Maar eendag gaan hulle knieë buig voor 'n lewendige God wat hulle verwerp het, wat hulle probeer wegpraat het met evolusie. Dan gaan hulle met 'n skok agterkom evolusie bestaan nie. En dan gaan hulle met 'n skok agterkom God is God en hy sit op die troon en die enigste weg na God toe is Jesus Christus. Maar hulle het hom verwerp want hulle was wys en slim in hulle oë, maar eintlik was hulle dwaase gewees. Dit is selfs meer skandalig en vernietigend vir 'n persoon in 'n gesagsposisie, iemand wat in 'n heersende posisie is of 'n leiding neem om oneerlik te wees. En ons het al gekyk, nou so ruk terug na die koning, wat het praat van oneerlike koning. Nou hierdie kom amper op dieselfde neer. As jy in 'n gesagsposisie is, of 'n publieke figuur is, of 'n leier, en jy is met oneerlike dade betrokke, of jy praat dwaase taal, dit bring oneer in jou. En die mense wat jou volg, want hulle gaan skade ly. En ek wens ook meer pastore wil dit besef. Wat se taal praat jy? As ons praat van taal, praat ons ook van waarheid. Praat jy die waarheid? Of mislei jy jou mense? Kom jy met fabeltjies en storieetjies en goed voel boodskapies? Ek wil nou hê almal moet goed voel. Ek wil my kerk vol kry, so ek gaan nou lekker goed voel boodskappe preek. En nou sit jy met 'n vol kerk, maar jy sit met lou mense. Jy sit met mense wat geen verhouding met die Here het nie, maar hulle is daarso om te hoor hoe wonderlik hulle is, hoe fantasties hulle is, hoe oulik hulle is, hoe goed hulle is, hoe hulle geseënd gaan word. Maar hulle kry nie voeding. Soos ek al gesê het, is daai kind wat jy die hele tyd spookasem voorgee. Spookasem vir die oggend, spookasem vir die middag, spookasem die aand. Ok, maandag gaan sal ons so 'n bietjie chocolate insit. Dan gee ons 'n bietjie chocolates. En dan weer suigstokkies. Hoe gaan daai kind wees teen die tyd wat hy 10 is? Behalwe dat hy net so rond in 'n diabetes gaan wees, hoe gaan hy wees? Sieklik. Want hy het wortels nodig, hy het boontjies nodig. Nou lag my vrou vir my, dis weer die wortels. Ek het wortels hou nie van mekaar. Maar jy het groente nodig. Partykeer het jy daai goed nodig wat jy nie van hou nie, soos ek hou nie van wortels nie. Ek maak nie 'n geheim daarvan.
Maar ek het dit nodig, want dit is gesond. En ons het partykeer bestraffing nodig in die huis van die Here. Jy het nodig om te hoor, jy's 'n sondaar. Want dit is die siekte. Jy het 'n siekte, 'n terminale siekte, en dit is sonde. En sonde gaan jou hel toe lei. En ons moet daaroor praat. Al word jy vermaan en bestraf, liewer dat jy vermaan en bestraf word en die waarheid word gepreek en jy kan gesond word. Jy gaan nie na 'n dokter toe en sê vir die dokter, o dokter, ek voel vandag spiekeries. Die dokter gaan vir jou sê, jy mors sy tyd, want hy sit met pasiënte wat wag wat siek is. Jy gaan dokter toe met jy siek is. En almal van ons wat in die kerk ingekom het, was op 'n tyd siek, geestelik siek, want ons het 'n terminale siekte gehad wat sonde genoem word. Maar Jesus Christus het met sy bloed ons vrygekoop. Hy het jou skoon gewas, hy het jou vrygekoop. Nou maak hy jou vry van daai sonde toestand en nou kan jy die lewe ontvang. Maar hoe gaan jy weet jy dit nodig as wat die hele tyd vir jou vertel word, wonderlik jy is, so oulik jy is, so goed jy is? Jy gaan miskien die kerkbanke vol kry, maar jy gaan niemand by die Here uitkry. So dit is 'n waarskuwing vir ons as pastore en leiers. Hoe is jou spraak? Dan jy het geleerde spraak, of jy dink jy's geleerd, maar jou spraak pas nie by dit wat jy voorstaan. Ons kan ook hier onsself met dwaase gesprekke besig hou. En ek wat Christene is, en wat se gesprekke hou ons besig? En ek het al baie daaroor gepraat, en ons het al baie daarna gekyk en spreek oor. Hou ons op met ligsinnige praatjies? Dit pas nie by 'n kind van die Here nie, daai spraak pas nie by jou nie. Hy wat die Here dien, word gesien as 'n wyse persoon. Nou jy wat die Here dien, wat gesien word as 'n wyse, pas ligsinnige praatjies by 'n wyse persoon? Goedkoop ligsinnige praatjies nie. Ek praat nie van as mens nou en dan met mekaar 'n grappie maak, of ons mag grappe maak, ons mag lag. Ons mag 'n bietjie gek skeer met mekaar, ek praat nie van dit nie. Maar wat ek praat van daai goedkoop, ligsinnige, vulgêre, vuil tipe gesprekke. Dis goedkoop, dit is niks opbouend nie. Dis nie wat ons, dit pas nie by 'n kind van God. En moenie vir my sê, ja, maar ek sit maar net daar nie. Hoekom wil jy die kring van die spotter sit? Staan op en loop, jy hoort nie daar nie. Gaan sit tussen jou broers en susters, die kinders van die Here. Praat opbouend, praat oor die Here. Want dit is taal wat by jou pas. Jesus Christus. Praat oor hom, praat oor sy woord. Praat oor dit wat die Here vir jou gedoen het. Maar jy kan nie daai tipe taal pas nie by 'n wyse nie. Dit is wat hy sê, hoeveel minder leentaal by 'n edele. En ook praat van leentaal. Praat ons die waarheid? Praat jy die waarheid in elke situasie? Of verdraai jy partykeer bietjie die waarheid? Ja, maar dit is net 'n wit leentjie, of is net 'n halwe leuen. 'n Halwe leuen en 'n wit leentjie is 'n leuen. Ons moet die volle waarheid praat. En ek wil nou nie iemand se gevoelens seermaak nie, so nou lieg ek maar van. 'n Leuen by 'n leuen, dit bly lieg. Maak nie saak hoe jy dit sien. Jy's moeg, nou nooi iemand jou om daar met hulle koffie te gaan drink. Nee, ek sien by die huis nie, dan sit jy in jou sitkamer en jy sit soepstil en hoop niemand hoor jou. Dis 'n leuen. Sê eerder van, ek voel nie lekker nie, ek is by die huis, maar ek voel nie lekker nie, ek is nie nou lus om uit te gaan nie. Praat die waarheid. Hoekom is ons bang om die waarheid te praat? Maar nou verdraai ons dit en ons bring halwe waarhede en ons bring wit leentjies in, want ek wil net die een se gevoelens spaar, maar hulle moet net nie weet nie. En ons hou ons op met leuns. Dit pas nie by 'n kind van God. Moenie bang wees om die waarheid te praat. Praat liewers die waarheid. Want mense gaan meer respek vir jou hê as hulle weet, hierdie persoon praat die waarheid. En as die persoon iets sê, kan jy maar weet, 100% dis die waarheid. Of van hulle moet wonder. Hy sê nou dit en dit, maar ek wonder.
Want daai man kan hom of jou leuns vertel, of daai vrou het jou gehoor, hoe kan sy lieg? Jy moet 2 keer dink as hy vir jou iets vertel voordat jy dit kan glo. Nee, leertaal pas nie by ons. So let op jou taal, let op hoe jy praat, hou by die waarheid. Jesus is die waarheid en die Here sê ons moet in die waarheid wandel. Deel van ons wapenrusting is die beld van die waarheid. As jy nie die waarheid gaan praat, jy gaan jou broek afval. Dan sit jy met 'n probleem. So praat die waarheid. Kom ons hou weg van leentaal af. Ons het dit nie nodig nie. Vers 8, kosbare edelgesteentes is die omkoopgeskenk in die oë van sy besitter. Oral waar hy heen gaan sal hy slag. Nou hierdie vers het my regtig 'n bietjie gepuzzle. Goeie Afrikaanse woord daai, gepuzzle. Luister mooi wat sê hy. Kosbare edelgesteentes is die omkoopgeskenk in die oë van sy besitter. Oral waar hy heen gaan sal hy slag. Dit klink nie reg. Edelgesteentes is die omkoopgeskenk. Dit beskryf die doeltreffendheid van omkoopgeld en beeld dit uit as 'n kosbare klip vir die gewer daarvan. Wat dit laat lyk asof dit sukses bring waar dit ook al toegepas word. Die vers is beskrywend, nie voorskriftelik nie. Luister mooi. Dit beskryf iets. Dit is nie 'n voorskrif wat jy moet doen. Dit beskryf 'n situasie. Het is belangrik dat mens hierdie vers mooi moet verstaan, want party mense sal die vers heeltemal uit konteks uitvat. Vanaf as jy kyk na van die predikers wat daar buite is, dan vat hy hierdie vers nog gaan ek vir jou sê, die Bybel sê ons mag omkoop. Wie is die vers? Spreuke 17 vers 8. Want hy sê dan daarso edelgesteentes is die omkoopgeskenk in die oë van sy besitter. So die Bybel gee my toestemming om omkoopgeld te ontvang. Is dit wat hy daar sê? Dis 'n beskrywing, hy beskryf 'n situasie. Dit is nie voorskriftelik nie en erken die kragtige invloed van omkoopgeld. Maar dit moet verstaan word in konteks saam met ander Bybelse leringe wat omkopery veroordeel. En teen die gebruik daarvan waarsku. Die sukses wat hy van praat van omkoopgeld is dikwels tydelik en oneties. In teenstelling met die ware sukses wat uit geregtigheid kom. Omkopery is verkeerd. En as jy al ooit by so iets betrokke was of iemand wat probeer om jou om te koop, bly weg daarvan. Ons moet eerlik handel, ons moet eerlik wandel. En wat hy hier sê is ongelukkig die waarheid, want dit is hoe dit is. Omkopery is baie keer suksesvol. Omkopery kan baie dinge doen. Maar is dit reg? Nee, dis nie reg nie. Net omdat dit miskien werk en suksesvol is, beteken dit nie dis reg. Kyk saam na Eksodus 23 vers 8. Eksodus 23 vers 8. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie. Want die geskenk maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges. Sien, daar sê die woord van God vir ons is verkeerd. Omkopery is verkeerd. Deuteronomium 16 vers 19. Jy mag die reg nie verdraai nie. Jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie. Want die geskenk verbind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Hoor nie so pastoor nie. Ek wil graag 'n ouderling wees. Nou ek sal seker maak pastoor het elke maand R20,000 in die bank. Maar dan moet pastoor doen wat ek wil hê. Klink dit bekend? Ek sal dit nooit in my hele lewe aanvaar. Want dit is omkopery. Jy kan vir my wat se geld gee as ek jou by die deur uitjaag. Met jou geld en al. Want dit gaan oor Jesus Christus. Dat jy nie iemand kom en hy sê, "O, ek gaan jou soveel geld gee. Ek sal seker maak dat jy alles wat jy nodig het, maar dan wil ek in beheer wees." Nee. Is dit hoe ons leiers kies volgens die Bybel? Nee. Hoe kies ons leiers? Weet jy ooit hoe kies mense leier volgens die Bybel? Wat is die hoofding wat jy moet doen?
vas en bid. Vas en bid. Gaan vat dit na die Here toe. Hier is ons 2 persone, wat ene gaan ons kies. Kom as gemeente saam en vas en bid daaroor en die Here sal uitwys wie moet aangestel word. Dis die Bybelse manier. Nie wie kan die meeste geld gee of omkoop nie. En ongelukkig gebeur dit in plekke. Want mense inkom met geld, dan word hulle nie aangeraak, hulle sondes word verbygekyk. Hulle lewe in sonde, hulle doen wat hulle wil, hulle partytjie, hulle drink, hulle slaap rond, maar kyk, elke maand is hy R20,000 in die bank. En ek kan nie waag om hulle te ontstel nie, want dan gaan hy loop en dan verhoor ek die R20,000. Nee, want dan moet ek dit maar verhoor, maar ek sal die waarheid praat. Dit van God, hou jy op omkoperry betrokke. Het iemand jou al omgekoop? Ek sal vir jou dit doen, maar dan moet jy vir my dit en dit doen. Of ek sê vir jou soveel betaal, dan bly jy stil oor dit en dit en dit. Of by die werk, jy sien miskien iets wat nie reg is nie. Nou wil jy praat daaroor, nou kom hulle, as ek vir jou soveel geld gee, dan bly jy asseblief stil. Dis omkoperry. Dis verkeerd. En ons mag nie betrokke wees by omkoperry, die sê die woord van God. Maak nie saak hoe onskuldig dit is nie. Of mag lyk nie. In die Nuwe Testament is daar 'n baie goeie voorbeeld van omkoperry, het julle dit geweet? Daar's 'n goeie voorbeeld in die Nuwe Testament van omkoperry. En ons sit eintlik vandag nog met die gevolge daarvan. Kyk saam in Matteus 28 vers 12 tot 15. Matteus 28 vers 12 tot 15. Een van die baie groot voorbeelde in die Bybel van omkoperry. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die gouverneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag. Hulle het hulle omgekoop, versprei en leen. Ons betaal julle geld en versprei julle leen. En tot vandag toe nog is daar mense wat glo dat Jesus se liggaam is gesteel. Ten spyte daarvan dat daar hoeveel bewyse is. Oor 500 mense het Jesus gesien toe hy opgevaar het na die hemel. 500. In 'n hof, as daar een getuie is, dan is daar 'n saak, as daar getuie is. As daar 2 getuie is dit 'n baie sterk saak. As daar 3 getuies is, kan jy amper seker weet, die saak is vas. Daar was 500. 500 wat Jesus gesien het, nadat hy opgestaan het. En wat gesien het toe hy opvaar na die hemel toe. So daar soos die paar bewys, want die omkoperry, die storieetjie het versprei, en soos 'n veldbrand 'n sterkie gekry, en tot vandag toe nog, hoeveel Jode, hoeveel mense glo dit vandag nie. Nou probeer jy vir hulle die waarheid sê, dan val hulle terug na die ou leuen toe. Maar hier staan dit in die woord van God, hulle was omgekoop. Omkoperry kan baie skade bring. Alhoewel dit dalk suksesvol mag blyk, omkoperry bring dit skade aan jou. En wanneer die korrupsie op die lappe kom, is jy die een wat swaar gaan moet betaal daarvoor. Is dit die moeite werd? Hoeveel gesinne is al verwoes? Hoeveel families is al verwoes? Omdat die ma of die pa met bedrog betrokke was, hulle het omkoperry geld aanvaar, en dan word hulle gevang en dan eindig hulle in die tronk. En wie sit wat met die gevolge moet sit, die kindertjies? Families wat uit mekaar geruk word. Reputasies wat daarmee heen is. En dit deur omkoperry. Nee, bly weg daarvan, die woord van God waarsku ons daartoe. Ja, dit mag lyk soos wat die vers sê, dat dit is goed vir die ene wat dit doen, maar dit is 'n skande. Dit is sonde. En ons moet wegbly daarvan. Ons moet vlug daarvan. Dit is beslis nie iets goeds nie. Ons as Christene moet ons as voorbeeld dien vir die wêreld en eerlik en opreg handel in alles wat ons doen.
Is jy eerlik en opreg met alles wat jy doen? Is jou besighede opreg? En nou praat ons miskien net van omkoop nie. Maar hoe hanteer jy jou besigheid as jy besigheid het? Is jou pryse regverdig? Is dit wat jy doen regverdig? Is dit wat jy doen eerbaar? Is dit in lyn met God se woord? Is ons as kinders van die Here, ons wat sê ons as Christene, handel en wandel as ons in opregtheid en eerlikheid? Of hoe kyk die wêreld na ons? Hy sê hy's 'n Christen, ek wil nie met hom besigheid doen nie. Hoeveel mense het ek al gehoor wat gesê het, ek wil nooit in my lewe weer besigheid doen met 'n Christen? Dis hartseer. Maar kyk jy in die Bybelse tyd wat hulle aan lampale opgehang is en in arenas gegooi is om met leeu's te baklei, dan sê die keiser, die Christene is ons beste burgers. Want hulle het geleef dit wat hulle glo en wat hulle getuig. Is dit u en ek? Kom ons wees eerlik in ons handel en ons wandel. By jou huis, met jou vriende, by die werk, dat ons eerbaar wees. Spreuke 17 vers 9. Wie 'n oortreding bedek, soek liefde, maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar. Die vers wys daarop dat liefde floreer wanneer 'n oortreding vergewe en vergeet word. En ons het al in die verlede ook daarna gekyk. Dit beteken nie jy keer sonde goed nie. Dis nie wat hy van praat nie. Hy praat nie van sonde wat jy moet toesmeer nie. Jy sien iemand slaap saam sonder wat hulle getroud is en nou smeer jy dit toe want jy wil nie gevoelens seermaak nie. Nee, dis nie wat die woord van God sê nie. Die woord van God sê, praat die waarheid, al maak dit seer. Maar wat dit hiervan praat is, iemand het 'n fout gemaak teenoor jou, iemand het jou te nagekom, maar dit is 20 jaar later en jy onthou dit nog steeds. Dis wat die woord van God van praat. Kom ons waarsku mense teen sonde. Ons veroordeel nie mense nie, ons waarsku hulle. Die woord van God sê dit en dit en dit en dit. En as ek op jou tone trap kry jy jou safety ons. Maar die waarheid moet gepreek word. Want as die waarheid nie gepreek word, gaan jy nie leer nie, gaan jy nie groei nie, en gaan jy nie soos Christus word. Die doel is om meer en meer soos Christus te word, om heilig te word, om rein en skoon voor God te wees. So ons gaan teen sonde praat. Maar wat hy hiervan praat is, iemand het jou nie raak gesien nie, het jou gegroet, en jy het hom nie raak gesien en teruggegroet nie, nou is dit 3 jaar later, nou is die familie sal in oorlog met mekaar. Kyk nie dit, hoeveel familietwiste is daar, waar daar verskil tussen die 2 broers gekom het, nou moet die kinders, mag nou nie eens met mekaar speel nie. Want die ene het dit gesê, daai ene het dat gesê, en ek sal hom nooit vergeet, en hulle hou boek van die kwaad. Wie oortreding bedek, soek liefde. Vergewe mekaar se tekortkominge, vergewe mekaar se foute, vergewe mekaar as die een iets teen die ander gedoen het. En ons verdra mekaar. En terwille van Jesus Christus sit dit in die verlede. Want anders skei die vriende van mekaar, soos wat die woord sê. Liefde floreer wanneer 'n oortreding vergewe en vergeet word. Maar om herhaaldelik op 'n oortreding van iemand te fokus, skei vriende. Partykeer is dit al jare later, dan loop mense nog met 'n wrok en oordeel teenoor iemand wat 'n fout gemaak het. Het jy dit al ervaar? Dat jy 'n fout gemaak het, maar jare later, dan gooi hulle dit nog steeds voor jou kop. Ongelukkig het ek dit ook al ervaar. 'n fout in die verlede, maar dit word voor jou gegooi aanhoudelik. En maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe jy probeer wegkom van dit, hulle sal dit voor jou gooi die hele tyd. Dit maak seer. En dit is dinge wat mense uit mekaar uitdryf. Die woord van God sê ons moet dit nie doen nie. Laat die verlede gaan. Is daar enige een van ons wat perfek is, wat nog nooit gesondig het, wat nog nooit 'n fout gemaak het nie? Nee, ek het al foute gemaak. Almal van ons maak foute. Maar dan vergewe ons mekaar. Om liefde te bevorder en verhoudings te handhaaf, moet ons mekaar vergewe. Mens moet kies om oortreding te bedek
deur hulle te vergewe. Eerder as om hulle te publiseer en herhaaldelik op te haal. En vandag daar's dit so hartseer, hoeveel mense wat met mekaar verskil, dan hardloop hulle Facebook toe, of TikTok toe, of WhatsApp toe. En hulle gaan beskinder mekaar en maak mekaar sleg. Maar aan Sondag sit jy in die kerk en jou hande is omhoog en jy prys die Here. Dink bietjie daaraan. Hoe kan jy die Here prys met jou hande in die lug, maar jy het net die week iemand sleg gesê op Facebook en die seker hulle nie eens af was, so sleg het hulle gemaak, maar hier staan jy met jou hande in die lug. Reg? Dit is respek vir God. Kom ons vergewe mekaar. Kom ons tree op soos kinders van die Here, soos die Here wil hê ons moet optree. En ons bly in die waarheid, en ons bly in die woord van God. Die vers moedig wysheid aan in die hantering van konflik. Jy wat sê jy is kind van God, het jy wysheid. Ons het in die eerste vers wat ons gelees het vandag, vers 6. Jy dwaasheid pas nie by 'n wyse persoon. Nou dit is verkeerde taal en spraak pas nie by 'n wyse persoon nie. Nou jy wat sê jy is wys, tree jy in wysheid op. Is jy die beter een om te vergewe? Ja, hulle het my seer gemaak, ja, hulle het foute gemaak, maar ek sal die beter persoon wees en dit vergewe en dit begrawe en Jesus Christus se naam omhoog gaan en jy tree in wysheid op. Wees eerder die mindere, laat Christus die meerdere kan wees. En so herstel jy verhoudings. En dan kan daai mense later miskien self kom, my broer, weet jy wat nie, ek was verkeerd, maar jy het reg opgetree. En ek het Christus in jou gesien. Hoe kan ek ook die Here kry? Hoe kan ek ook hê wat jy het? Maar sien, dit gebeur nie, want ons is so trots, en ons sit onsself op die troontjie. Nee, ek gaan dit nie los nie. Nie ek, nee, kyk, hy het nou met verkeerde persoon gemors. En hy sal dit die res van sy dae onthou. En jy tree soos 'n dwaas op. Waar die woord van God vir ons sê, maar hy wat 'n saak weer ophal, skei vriende van mekaar. Wie oortreding bedek, soek liefde. Bedek jy 'n oortreding? En wie is liefde? Jesus Christus is liefde. Soos jy sê jy soek liefde, laat Jesus Christus se naam hoog word. En hou op om mekaar sleg te maak en af te breek oor foute wat mense gemaak het. Spreuke 17 vers 10. 'n Berisping gaan by 'n verstandige dieper in as om 'n dwaas 100 maal te slaan. 'n Wyse persoon kan deur 'n eenvoudige teregwysing reggehelp word. Dit bring ons weer terug by daai ander wat ons nou nog gepraat het, van teregwysing. As jy sonde sien, help iemand in liefde, praat daaroor, my broer, my suster, dis verkeerd. Die woord van God sê dis verkeerd, maar jy kan dit en dit doen om dit reg te maak. En ons veroordeel en ons stap 'n pad in liefde, om mense te help om weg te kom van sonde. Deur 'n eenvoudige teregwysing kan jy iemand reghelp, wat hulle diep raak en tot verandering lei. Terwyl 'n dwaas nie deur selfs die ergste fisiese straf geraak word nie. Hoe het jy al daai mense gesê, maak nie saak wat jy doen, hulle luister nie. In die skool het jy ook partykeer sulke kinders gekry, kyk, hulle kan wat se pak slaag kry, hulle luister. Die vers beklemtoon die belangrikheid daarvan om ontvanklik te wees vir terugvoer en stel voor dat wysheid 'n karaktereienskap is wat 'n mens oopmaak vir leer. Is jy 'n persoon wat bereid is om te leer? As jy iets hoor wat jy miskien doen en jy hoor 'n sonde, word jy kwaad of sê jy, Here, leer my. Here, help my. Ek wil leer, Here. Ek wil meer soos U word, Jesus. Daarom wil ek leer. En jy's oop. En jy soos daai persoon, 'n berisping gaan by 'n verstandige dieper in. Jy word miskien berisp, maar dit gaan in, want jy's verstandig, jy het wysheid gekry, jy dien Jesus. En nou pas jy aan, en nou vermy jy daai, en jy verbeter. En jy groei en jy leer, jy's verstandig. Anders as die hardkoppigheid van 'n dwaas.
vir 'n wyse persoon is 'n sagte gebroke of gesproke teregwysing kan dieper sny as 100 houe op 'n dwaas. Dit impliseer dat 'n wyse persoon die nederigheid en onderskeidingsvermoë het om 'n teregwysing te kan aanvaar en dit vir selfverbetering te gebruik. Want daai teregwysing weet jy is vir jou eie wysmaak. En jy leer daardeur. Maar dan weer aan die ander kant, vir 'n dwaas illustreer dit die nutteloosheid van die gebruik van harde metodes of van enige metodes om hulle iets te leer of om hulle reg te wys. Hulle bied weerstand teen dit. Hulle wil nie net nie leer nie, maar hulle word opstandig teen dit. En hulle word kwaad omdat jy gedurf het om van hulle iets te sê wat verkeerd is. So dit help nie eens jy probeer nie. Dwaas se hart is afgesluit vir teregwysing of lering. En hy sal nie straf aanvaar of enige lering aanvaar nie, want hy het homself teen dit verhard en hy tree maar soos 'n dwaas op en hy ploeter maar voort in sy sonde. Wat se kant val jy? As jy 'n wyse persoon wat teregwysing aanvaar, Here, die woord is miskien hard, Here, maar ek aanvaar dit. Maak my meer soos U, Here, al maak dit seer. Is dit jy? Of is jy die dwaas wat hom kwaad word? Die vers gebruik 'n hiperbool om die twee te kontrasteer. En nou vra hulle pastoor, wat is 'n hiperbool? 'n hiperbool is die gebruik van oordrywing as 'n retoriese toestel of spraakvorm in taalleer. Dit is, jy oordryf, jy gebruik oordrywende taal. Jy vergroot dit. Nou kyk nie, ek was baie lief vir my ma, maar ons het altyd gelag, ons het gesê, my ma het seker volpunte gekry by die skool as dit kom by oordrywing. Want jy, sy kon 'n storie vir jou oordryf. Die een dag, as dit nooit vergeet het, toe kom sy by die huis, maar sy's in trane. En ek vra van wat is fout en ek probeer haar troos, ek kry haar nie getroos nie. Dit was suikerwater ingejaag, my pa's nader by die huis gekom van die werk. En ek vra van wat, nee, net so groot hond het haar aangeval. Hierdie massiewe groot hond het haar aangeval. Sy's amper verskeer. Nou is my pa baie kwaad van, hoe kan mense so groot hond in die straat laat loop en hy gaan en daar kom so klein hondjie aangehard op my mos. Daar sy. Nou, dit is nou 'n voorbeeld van groot. Die hondjie is net so klein as. Ja. En dit is wat hy hier doen. Hy gebruik 'n voorbeeld. So as hy sê, jy moet 'n dwaas 100 maal slaan, beteken nie letterlik jy moet iemand 100 maal gaan slaan nie. Dis net 'n voorbeeld. Hy oordryf om die prentjie beter uit te beeld. Om vir jou 'n beter idee te gee van wat hy wil sê. Maak nie saak wat jy gaan doen om 'n dwaase persoon te probeer leer nie. Hy gaan nie luister. Nou gebruik hy die oordrywende trap om te sê, jy kan hom 100 maal slaan. Hy gaan nog steeds nie luister. Vraag is, wie is u en ek? Is u en ek 'n dwaas of is ons 'n wyse persoon? Luister ons na die tigtiging van die Here? Of kom ons in rebellie teen die Here omdat hy ons tig? Ek wil dit nie hoor nie, ek sal dit nie hoor nie, want ek het my siening, ek sal staan by wat ek staan, en wat ek sien is reg, en dit gaan oor ek. En eendag gaan beland jy in die hel, en dan sit, Here, help my. Dan wil jy na die Here toe hardloop. Hoekom gaan kyk jy nie dan na jouself en sê, maar ek kan myself nie uitkry nie. Dan is jy ek vinnig weg. Maar weet wat, die probleem is, dan is dit te laat. Dan is dit te laat. Dan gaan jy wens, mense het jou meer gewaarsku. Waarsku eerder iemand teen die gevaar, teen sonde, en dat hulle tot bekering kan kom, en by die Here kan kom en kan regmaak, en kan lewe. Is jy 'n wyse persoon wat luister na tigtiging? Of is jy 'n dwaas? Wat maak nie saak wat jy doen nie, jy luister nie. Soos die een man met wie ek gepraat het, toe sê ek vir hom, toe vertel ek vir hom, as hy nie by die Here gaan uitkom en gaan in die hel beland.
Dis wat die woord van God sê, toe sê vir my, wel, hy gee nie om, hy moet maar nie help al. Daar's mense wat ons vandag sê, en ek dink ek het dit al gesê, wat sê, dat dis lekker om hel toe te gaan, want die partytjie is daar. Al die famous mense, die beroemde mense is daar, so die grootste partytjie gaan daar wees. Ek is baie jammer vir hulle, maar hulle gaan met 'n stok agterkom, daar's geen partytjie nie. Maar sien, dis hoe die dwaas optree. Die dwaas sê in sy hart, daar's geen God. Is jy 'n wyse persoon of is jy 'n dwaase persoon? As jy by Jesus Christus uitgekom het, het jy die beste persoonlikheid gemaak in jou lewe, dan is jy deel van die wyses. Maar dan moet ons optree soos die wyses. Dan moet jy optree as kind van God. En as jy vermaan word, dan tree jy op en sê, Here, ek is vandag vermaan, maar Here, dankie dat jy my vermaan. Ek sal regmaak. En jy maak reg. En jy leer, en jy groei, en jy word meer en meer soos Christus. Dag vir dag. Jy moet self besluit op wat se kant van die kamp jy val. Deel van die dwaases of deel van die wyses. Kom ons sluit die oë dat ons sal. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie dat U ons so lief het, Here. Dat U U lewe aan die kruis vir ons kom gee. Here, dankie dat ons vanmôre weer na U woord kom kyk het. En dankie dat U woord ons leer, ons vermaan, ons bestraf. Maar U woord stig ons, Here. En vir ons wat deel is van die wyses, vir ons wat kinders is van die Here, waardeer ons dit so baie, want Here, dis waardeur ons leer en groei. En ek vra vir U, Here, toets my daagliks. Wys vir my as daar iets is verkeerd is, Here. Openbaar vir my waar ek moet regmaak. En help my dat ek die wysheid sal hê om sal toepas en te verbeter daar waar ek nog swak is. Help ons dat ons mekaar sal verdra. Help ons dat ons in liefde met mekaar sal wandel. Help ons dat ons eerlik sal handel en wandel met alles wat ons doen. En dat ons sal toepas wat die woord vir ons leer. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank, Here. Dankie vir die goedheid en genade. Amen en amen. Nou gaan ons